Goeiedag. Dit is nou al die 9de week dat ons as gemeente nie by mekaar kan kom soos dit ons gewoond is om by mekaar te kom nie. Ons het Goeie Vrydag op hierdie manier gevier, ons het Opstanding Sondag op hierdie manier gevier, ons het aan Hemelvaart gedink, nou donderdag wat verby is, en vandag begin ons dus nou ook met ons Pinksterreeks. En ons het hinkering daarna, ek dink jy kan saam met my sê dat ons behoefte het daarna om by mekaar te kan kom en die Here te kan dien soos dit ons gewoond is om dit te doen. Maar totdat die Here dit laat gebeur, gaan ons dus op hierdie manier voort. Ek kan miskien vir jou uitlig, ons gaan DV ook dan nou vanaand met ons Pinksterreeks begin. Ek sal sorg dat jy die skakels het, gaan kyk dit gerus, mag dit alles tot die versterking van ons geloof wees in hierdie tyd. Voordat ons met ons erediens begin, wil ek vra dat ons vir 3 sake sal voorbereiding doen. Nommer 1, dat die Here ons omstandighede sal verander, dat hy die regering tot insig sal bring, en dat ons dus vinnig weer in ons gemeentes by mekaar kan kom, sodat ons die Here kan loof en prys, dat ons daardie gemeenskap van gelowiges ook kan beleef. Ons het behoefte daaraan. Nommer 2, dat die Here daar waar daar beproewing is, het sy dit weens die ekonomiese impak van COVID-19, of dan nou as gevolg van gesondheidsprobleme, of watter ander situasie ook al, dat die Here naby sal wees, en dat hy genade sal gee daar waar krisis is. En dan laastens, dat wanneer ons nou die woord van die Here oopmaak, hy ons in ons geloof sal versterk. So kom ons doen 'n oomblik voorbereiding vir daardie 3 sake, ons buig ons hoofde so stil, en dan gaan ek nou vir ons uit die woord uit voorgaan. Rondom Jerusalem is daar berge, so is die Here rondom sy volk van nou af tot in ewigheid. Dierbare, heilige, hemelse Vader, dankie dat ons op hierdie Sondag tot U mag bid en weet dat U hoor. Here, hier in die Laagveld is daar pragtige berge, en die majesteit en die grootheid van hierdie natuurskoon kan partykeer ons asems wegslaan. Maar hoe heerlik is dit nie om te dink dat U majesteit en U grootheid en U heerlikheid ver groter as hierdie berge is nie. Here, U het alles gemaak. U hou alles in die palm van U hande. Here, ons staan verstom voor U grootheid, voor U heerlikheid. Maar meer nog so as ons besef dat U ons Vader is en dat U naby aan ons is, nader is, ons eie asems aan ons is, en dat U werklik vir ons omgee. En daarom, Here, dankie dat U genade, barmhartigheid en vrede aan ons kom gee het, selfs al verdien ons dit nie. En ons vra, Here, gee dat ons dit sal beleef, dat ons dit sal ervaar prakties in ons eie elkeen se eie lewe. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons sing 'n lied waarin ons vertel van die Here se grootheid, van sy heiligheid, van sy heerlikheid. En kom ons sing tot eer van die Here.
Een van die dinge wat ons miskien onderwaardeer en baie min hoor, is dat die wet van die Here gegee is ter wille van ons beskerming. Die Here het hierdie wet gegee om ons te beskerm teen sonde, om ons te beskerm teen mekaar, om wet en orde in die wêreld te gee. En dit is juist wanneer ons daardie wet oortree, dat ons as ware deel van die probleem word. En dan praat ek nie net van wanneer ek byvoorbeeld 'n mes optel en iemand nou gaan steek nie. Ek praat van wanneer ons op 'n manier dink wat daardie wet nie in ag neem nie. So kom ons gaan kyk dan na die wet van die Here en ons gaan vra, maar is dit regtig die manier hoe ek dink, die manier hoe ek redeneer? Redeneer ek soos 'n kind van God? En daar waar ons dit nie doen nie, kom ons vat dit na die Here toe en ons gaan vra sy vergifnis daarvoor. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Hoor vanmôre die woorde van Jesaja 1 vers 18 en 19 en Spreuke 28 vers 13. In Jesaja staan daar, kom nou dat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet. En dan kom Spreuke 28 vers 13. Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, hy sal barmhartigheid vind. Hoor dus vanmôre dat daar waar jy in jou eie hart 'n manier van dink raak sien, en daar waar in jou eie dade 'n manier van doen raak sien, wat nie stryk met hoe die Here ons leer om te dink en te doen nie, en waar ons onsself dus aan gevaar blootstel, ons ander mense, of die mense rondom ons aan gevaar blootstel, kom ons vat dit na die Here toe, kom ons steek dit nie weg nie. Kom ons vat dit na die Here toe en ons gemaak die saak met hom uit. Hy nooi ons uit, hy gee vir ons kans om dit te doen. So kom ons gryp dit aan. Praat met almal om ons oor die hoop wat in ons leef. Jesus Christus het in liefde al ons sonde ons vergeef.
Seun van ons Verlosser, hy oorwin die dood en hel. Ons het die land sy oorwinning, oral wil ons dit vertel. Laat ons sing oor hom wat terugkeer aan die einde van die tyd. Bruidegom die bruid verwag het, altyd tot die lof bereid. Sing o sing van ons Verlosser, hy kom terug, hy maak ons nuut. Oor die wêreld, Seun van God, hoor ons lied. Die Heerser oor die wêreld, Seun van God, hoor ons lied. Nadat ons ons sonde na die Here toe gevat het en ons ook weet dat ons vergifnis daarvoor ontvang het, kom ons bely ons geloof. En ons geloofsbelijdenis is 'n kort paragraafie wat as ware vertel van wat die Here alles gedoen het en nog gaan doen. En dis nie maar net algemene dade wat die Here doen nie, dis dinge wat hy doen ter wille van jou, ter wille van my, ter wille van ons saligheid. So sien raak wat die Here gedoen het om jou sy kind te maak, om jou die ewige lewe te kan gee. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Voordat ons uit die woord van die Here saam lees, kom ons bid saam. O Here God en Hemelvader, baie dankie dat ons weet dat U ons hemelse Vader is. En Here, wanneer ons bid, dan weet ons dat ons tot U roep wat so ver verhewe bokant ons tyd en probleme en dinge is. Here, U word nie daardeur aangeraak nie. Hierdie omstandighede kan U nie affekteer nie. En ons is diep dankbaar daarvoor, o Here, want dit beteken dat U vir altyd stabiel en stewig is en ons aan U kan vasklou, selfs wanneer dinge baie moeilik in ons eie lewens gaan. O Vader, ons bid vandag vir die wat diep beproef word. Here, U weet wat elkeen se omstandighede is, hoe hulle geraak word deur die ekonomiese impak van hierdie pandemie. Here, U weet wat elkeen se huishoudelike situasie is. U weet hoe almal geraak word wat siek word van die pandemie. Here, U weet van al hierdie dinge. U weet van al die probleme en krisisse reg deur die wêreld. En ons is dankbaar, o Vader, dat U nie oorweldig word deur al hierdie probleme, Here, dat dit nie vir U te veel is nie. Dankie dat ons met ons ou probleempies ook na U toe kan kom. Dat ons met die dinge wat ons onderkry ook na U toe kan kom. Want hierdie dinge voel vir ons soms so ongelooflik groot, o Here. Ons het nie die krag in onsself om dit te kan hanteer of om dit reg te maak nie. Maar Here, U is groter as die krisisse en die probleme. U is groter as al hierdie dinge en U kan ons daardeur dra. Here, U is ook groter as enige regering, enige magsposisie in hierdie wêreld. En daar waar ons eie regering tans
kortsigtig is en spesifieke agendas dryf en ons mense te nagekom word en ons nie geleentheid gegeen word om U te aanbid soos dit ons gewoond is om te doen nie. O Here, vra ons dat U vir hulle sal insig gee, dat U hulle harte sal verander, dat U hulle sal wys maak, sodat hulle ook in wysheid voor U sal lewe. Ek bid ook vir die leierskap van ons kerke, o Here, gee wyse manne wat wyse besluite neem, sodat in alles U naam verheerlik sal word. O Vader, mag die oordenking van ons harte U nou welgevallig wees. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Psalm 121. Op pad, 'n bedevaartslied. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie, jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder, die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by die nag nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil, jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid. Vandag staan ons stil by Psalm 121. Psalm 121 is een van daardie liedere wat 'n baie geliefde lied, 'n baie geliefde psalm is. Nou, Psalm 121 het 'n pragtige geskiedenis, dis 'n bedevaartslied. Wat beteken dat hierdie lied op 'n spesifieke tyd van die jaar gesing is, op 'n spesifieke plek of ten minste 'n spesifieke pad gesing is. 3 keer per jaar moes die gelowige mans bo 13 jaar en die vrouens soveel as moontlik, maar verpligtend vir mans bo 13 jaar. 3 keer per jaar moes hulle na Jerusalem gaan vir die groot feeste. En hierdie bedevaartslied is dan nou geskryf as 'n lied wat gesing is terwyl die wat reis dan nou so na Jerusalem toe reis vir hierdie groot feeste. Nou, die eerste mense wat hierdie lied gesing het hierdie lied nie maar net as mooi gedagtes gehoor nie. Dis nie maar net 'n paar mooi idees wat op 'n papier neergeskryf is en nou word dit 'n lekker liedjie om te sing en nou sing almal dit nie. Nee. Die eerste mense wat hierdie lied gesing het, is mense wat beleef het dat hierdie woorde waar was. Hulle het die krag van hierdie waarheid gehoor en besef en gevoel, persoonlik beleef, en daarom het hulle daarvan gesing. En dit is hoekom hierdie lied so 'n geliefde lied in ons kerkkultuur is. Hoekom ons na Psalm 121 toe terugkom en bly terugkom, omdat dit so 'n kosbare lied is. Nou in hierdie lied is daar 3 dinge wat ek graag wil uitlig. Die eerste een is, ons probleem is groter as wat ons dink. Die tweede een is, dat ons verlosser groter is as wat ons dink. En die derde een, dat ons verlossing groter is as wat ons dink. So, die eerste punt waarby ons gaan stilstaan, ons probleem is groter as wat ons dink, die tweede een, ons hulp is groter as wat ons dink, die derde een, ons verlossing is groter as wat ons dink. Dink vir 'n oomblik aan die laaste keer toe jy met 'n groot krisis of 'n groot probleem te doen gehad het. Jy skrik. Jou liggaam reageer op 'n spesifieke manier. Jy dink op 'n spesifieke manier. Nou, as jy hierdie sensasie van ontnugtering ontvang en jy hierdie groot skrik beleef, dan vat dit so rukkie om te kalmeer en dan maak jy jouself nou eers bietjie bymekaar en dan fokus jy om te kyk of hierdie probleem regtig so ernstig is. Wat dit gaan vat om hierdie probleem op te los of om hierdie krisis uit die weg te ruim. En dan gebeur een van 2 dinge gewoonlik. Of jy sien is 'n probleem, maar goed, mens kan dit en dit probeer doen om dan nou daardeur gewerk te kry, en dan so en so kan 'n mens die krisis probeer oplos. Of jy besef maar, die krisis is so groot as wat jy gedink het, die probleem is so ernstig en daar's niks wat jy kan doen nie. Nou goed, as ons op hierdie psalm fokus, dan is die psalmdigter besig om vanaf waar hy ook al was, na Jerusalem te reis vir die groot feeste. Nou, rondom Jerusalem is daar berge, dit sê die psalm self.
Maar ons hoor nie altyd presies hoe hierdie berge lyk nie. Naby Jerusalem is hulle groener en lyk dit beter, is dit 'n meer leefbare omgewing. Maar hoe verder jy van Jerusalem af weg beweeg, hoe meer dor en droog en rotsagtig en woestynagtig word hierdie berge. Ek reken dat as mens op 'n groot kaart van bo af na hierdie berge of 'n lugfoto van hierdie berge verder weg van Jerusalem af kyk, dan sal dit amper soos daardie modderkraakpatrone op 'n droë dam se vloer lyk. Daardie klowe was diep gewees, die rotse was oral gewees, en in daardie rotse, lees ons, was daar klowe en grotte gewees van 'n klomp verskillende groottes en dieptes, en daardie omgewing was gevul met bandiete en struikrowers en allerlei gevaarlike mense wat van die regering af probeer wegkom het. So as jy wou vlug, dan het jy tipies in daai omgewing ingevlug en dan het daar jouself probeer wegsteek. En die kans dat jy gekruis sou word is baie sleg. So lees ons byvoorbeeld dat Dawid, toe hy vir Saul gevlug het, juis in daardie rotsagtige gebergtes ingevlug het. Ons lees selfs van een keer dat Saul aan die een kant van so 'n rotskloof getrek het en Dawid aan die ander kant, en dat Saul nie van Dawid geweet het nie. Die feit dat hierdie gevaarlike plek so was, sien ons ook as die Here Jesus die verhaal van die barmhartige Samaritaan vertel. Hy sê mos juist dat hierdie man op reis was van Jerusalem af na Jerigo toe. En is juist op een van hierdie paaie waar hierdie gebergte so vol gevaar was, wat hierdie psalmdigter dan nou besig is om te reis. En op hierdie reis weet hy maar, in hierdie berge is daar gevaar, en ek moet nou hier deur. Daar is nie ompad nie, daar is nie verbypad nie, ek moet nou hier deur. En daarom, as hierdie reisiger hierdie berge sien, dan skrik hy. Hy weet hy het 'n probleem, hy weet hy is blootgestel. En dit is belangrik dat ons moet raak sien, hier word nie net gesê, ek kyk op na die berg nie. Ek kyk op na die berge. Want oomblik as jy by een verby is, dan wag die volgende een. En wat interessant is ook, is dat hierdie psalmdigter dit nie skryf op die voorhand van 'n groot veldslag of 'n enorme gebeurtenis nie. Dis op 'n normale reis wat 3 keer per jaar afgelê moes word. Dis op 'n normale gebeurtenis waaraan hulle gewoond was, dis deel van hulle jaarlikse roetine gewees. Maar elke keer is die krisis of die probleem daar. Dit gaan nie weg nie. Nou as die probleem wat hierdie psalmdigter beleef vir die routine sake daar is, as hy besef maar my probleem is groter as wat ek gedink het, my probleem is 'n wesenlike krisis, as dit vir die daaglikse of die alledaagse getel het, soveel te meer sal dit tel vir wanneer daar 'n buitengewone krisis is, soos wat ons nou tans hier in 2020 beleef. Daar is die virus en die Grendelstaat en ons die regering. Al hierdie dinge is wesenlike probleme. En dis kan ons saam met die digter vandag dan nou sê, ons kyk op na hierdie probleme, ons is kleiner as hierdie probleme. Hierdie probleme bied 'n groter gevaar as wat ek self kan hanteer. Ek het nie in my die vermoë om hierdie probleem deur te werk of weg te werk of die probleem op te los nie. Ons kan dus saam met die psalmdigter vir 'n oomblik gaan stil staan en voel hoe ons knieë bewe. Voel hoe ons bang is voor hierdie probleem wat voor ons staan. Ons kyk ook op na die berge en ons kan ook vra, waar sal ons hulp vandaan kom? Wat gaan van ons word? Wat gaan ons kan doen om hierdie probleem op te los? Nou kom ons by die tweede punt. Ons hulp is groter as wat ons dink. Wat die psalmdigter hierso doen, is hy gaan kyk na hierdie probleem. Maar hy herinner hom wie sy God is. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Wat die psalmdigter hierso doen is, hy vat as ware 'n balanseerskaal, een van daai wat 2 bakkies het, en dan weeg jy 2 dinge in vergelyking met mekaar. Aan die een kant plaas hy God.
Aan die ander kant plaas hy die probleem, en hy sê, watter een van hierdie twee weeg die swaarste? Hy gaan kyk as ware in die verlede en hy sê, in soortgelyke situasies waar God in so 'n probleem teenoor mekaar opgeweeg is, wie het toe die swaarste geweeg? Wie het toe die meeste beteken? Psalmdigter kyk as ware na hierdie berg vol probleme en hy sien dit raak en hy sê, maar wag 'n bietjie. Ja, hierdie berg is vol gevare en probleme en ek weet ek het nie die vermoë om dit te kan hanteer nie. Maar ek weet wie kan. Ons hulp is in die naam van die Here. Wie is hier die Here? Hy is die een wat die hemel en die aarde gemaak het. Kom ons, laat ons gedagtes net so 'n oombliekie teruggaan daar na Genesis 1 toe. Baie mense kyk na Genesis 1 en sien daarin 'n interessante ding raak. Hulle sien die oorsprong van die wêreld raak en hulle wil as ware daar in debat gaan. Is hierdie ding waar? Is Genesis 1 regtig word daar van letterlike dae gepraat, word daar van tydperke gepraat, daar's baie sulke redenasies oor Genesis 1. Maar nee, liewe broer en suster, Genesis 1 is nie dood eenvoudig daar sodat ons daaroor kan redeneer nie. Genesis 1 is daar ter wille van ons troos. Genesis 1 is daarom vir ons te sê wie ons God is. Hy is die een wat die hemel en die aarde gemaak het. Ons kan dus saam met die psalmdigter na hierdie berg vol probleme kyk. Dan kan ons onthou, dis nie die berg self wat gevaarlik is nie, dis wat in die berg wegkruip wat die gevaar is. En die Here het daardie berg gemaak. Meer nog, die Here het nie net daardie berg gemaak nie, hy het die aarde gemaak waarop daardie berg staan. Hy het die hemel gemaak wat oor daardie berg is. En steeds is ons Here groter as die hemel en die aarde. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Gaan sit weer daardie bergie vol probleme op daai skaal. Gaan sit God aan die ander kant van die skaal. Wie weeg die swaarste? Ons hulp is groter as wat ons dink. En nou kom ons by die laaste van ons 3 punte. Elke Christen martelaar wat daar nog ooit was, kan getuig van hierdie saak, dat God is 'n hulp, hy is daar, hy is teenwoordig, maar die Here vat nie net omstandighede weg nie. Enigiemand wat al met 'n siekbed geworstel het, wat al met 'n ernstige krisis geworstel het, sal weet, die Here klap nie net sy vingers en dan vat hy die probleem weg nie. Nee, die Here kom juis en hy dra ons daardeur. Dit is belangrik dat ons die plek van hierdie probleme, van hierdie krisisse, van hierdie gevare moet verstaan. Wat in wese besig is om te gebeur is dat die Here die kleiner dinge oor ons pad stuur, sodat wanneer die groot goed oor ons pad kom, ons weet om by hom te gaan skuiling soek. Die Here stuur die aardse probleme oor ons pad, sodat wanneer die ernstige groot probleme oor ons pad kom, ons reeds veilig by hom wegkruip. Dat ons buite bereik van die groot wesenlike krisisse is. En dan kan ons nou omdraai en sê, maar is dit nie 'n groot krisis dat ek my werk verloor nie? Is dit nie 'n groot krisis dat ek my gesondheid verloor nie? Ons kan omdraai en sê, maar genigtig is, wat tel dan nou as 'n groot krisis? Antwoord wat ons hierso moet raak sien is dat die Here stuur die aardse probleme oor ons. Hy stuur hierdie dinge, en niks van daardie dinge kan enigiets doen sonder dat hy dit nie toelaat nie. En hy laat hierdie dinge toe, sodat wanneer ons met die dood gekonfronteer word, sodat wanneer ons met die hel gekonfronteer word wat ons verdien omdat ons sondaars is, dat ons reeds veilig by hom is. Onthou, die Here is nie besig om ons voor te berei vir 'n lekker tyd op aarde nie. Wanneer ons mooi en lekker dinge beleef, dan is dit genade uit die hand van die Here uit. Maar dis nie die doel van die Here nie. Die doel van die Here is om ons voor te berei vir die ewigheid saam met hom. En daarom laat hy hierdie seer dinge toe. Sodat wanneer ons met die wesenlike goed gekonfronteer word, wanneer ons die dood in die oë moet kyk, sodat wanneer ons die hel in die oë moet kyk, omdat ons sondaars is en ons eintlik die hel verdien,
dat ons reeds veilig is. Want hierdie aardse probleme, hierdie aardse seer, hierdie aardse krisisse, het ons geleer om op die Here wat die hemel en die aarde geskape het, te vertrou. Luister mooi na die taal wat Psalm 121 gebruik. Ek slaan my oop na die berge, ek sien my probleem raak, waar sal my hulp vandaan kom? Het ek hulp? Is daar redding vir my? Die antwoord is ja, ek het. My hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy is groter as hierdie probleem. En as jy by hom wegkruip, hy sal jou voet nie laat wankel nie. Hy is jou lig, hy is jou pad. En hy sal nie toelaat dat jy van hierdie pad af weggeruk word, as hy die een is wat jou op daardie pad hou nie. Jou bewaarder kan nie sluimer nie. Hy word nie oud nie, hy word nie moeg nie, hy word nie siek nie. Hy sien jou raak, hy weet waar jy is. Sy oog is op jou. Hy word nie moeg en hy gaan nie dood nie. Hy is nie soos ons nie. Jou bewaarder kan nie sluimer nie, hy kan nie slaap nie. Kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder. Sien jou hoe dryf Psalm 121 hierdie punt huis toe. 3 keer word daar gesê, jou bewaarder, jou bewaarder, jou bewaarder. En elke keer word daar bevestig, maar jou bewaarder is nie soos 'n mens wat jou probeer oppas nie. Hy is God. En hy is die een wat met jou vooroë, met jou bewaar. Hy is die een wat na jou kyk en sê, maar ek is jou bewaarder. En hy is naby aan ons. Hy is nie ver nie. Hy is so naby aan jou as wat jou skaduwee is. Hy is die skaduwee aan jou regterhand. Ons voel partykeer asof die Here ver is. Dit voel partykeer vir ons asof hy van ons vergeet het. Kyk vandag af na jou skaduwee. Kyk hoe naby jou skaduwee aan jou is. Kyk hoe vanselfsprekend jou skaduwee jou volg. Dis outomaties. Dit is hoe die Here naby aan jou is. Hy is die skaduwee daar waar dit saak maak. Hy is teenwoordig, al voel dit nie vir ons so nie. Ja, selfs al sal die son sal jou bedags nie steek nie. Ja, die son is daar. Hy's daar. En hy steek. Hy maak probleme. Maar die Here is by jou. Hy sal jou ingang en jou uitgang bewaar van nou af tot in ewigheid. Sien raak hoe hierdie bewaarproses deur Psalm 121 groter en groter word. Hy sien jou, hy sluimer nie, hy slaap nie, hy is naby aan jou. Die son en die maan, die groot dinge in hierdie wêreld sal jou nie van hom af wegruk nie, en selfs wat jou geboorte en jou dood. Niks is buite sy hande nie. Alles is in sy hand. Hy sal jou deur al hierdie dinge heen bewaar. En dit is waarvan hierdie lied vertel. Dit is waarvan hierdie Christene getuig het, as hulle daar op daardie paadjie tussen die gevaarlike berge deurgestap het. Hulle het hulle harte opgehef na die Here toe. Hulle het gedink oor wie die Here is, te midde van die gevaar. En daarin het hulle troos gekry. Liewe gelowige, daarom gaan jy ook vandag. Gaan sien raak dat jou probleem ernstig is. Jou probleem is groter as wat jy dink, wat onthou ons is sondaars. Maar sien ook raak dat jou hulp groter is as wat jy dink. Jou hulp is soveel groter as hierdie krisisse en hierdie probleme wat ons in die gesig staar. Selfs groter as die coronavirus, selfs as die pandemie, selfs groter as die agenda wat die regering probeer dryf. Jou hulp is groter as al hierdie dinge. Die Here wat die hemel en die aarde geskaap het, wat Suid-Afrika ook geskaap het, hy is die een wat jou help, hy is die een wat by jou is. Dis hoekom hy sy seun gestuur het, sodat hy vir altyd by jou kan wees, sodat jy nooit weer alleen sal wees nie. En jou verlossing is groter as wat jy dink. Jesus Christus het sy lewe afgelê om jou te verlos. En die Here stuur hierdie dinge oor jou pad elke dag, sodat
jy sal leer om op sy Seun Jesus Christus te vertrou, sodat jy sal leer om nie maar net aan God te dink as jou hulp nie, maar dat jy by hom sal gaan hulp soek, dat jy hom sal beleef as jou helper. Ons probleem is groter as wat ons dink, ons hulp is ook groter as wat ons dink, en ons verlossing is ver dieper as wat ons ooit kan verstaan. Mag dit wees dat ons hierdie pragtige psalm op ons lippe sal neem, dat ons dit sal sing, dat ons die waarheid hiervan sal leer ken, soos wat daardie ou bedevaartsreisigers dit ook geken het. Amen. O Here God en Hemelvader, baie dankie dat ons kan weet, dat U die Hemelheer is. Hier in die Laagveld kan ons opkyk na asemrowende mooi berge, en ons is dankbaar vir die natuurskoon, o Here, maar wanneer ons die psalm lees, dan weet ons dat die berge in hierdie psalm nie mooi is nie. Dit word 'n simbool van hoe groot ons probleme vir ons voel. En ons kan getuig, o Here, dat ons probleme vandag soos berge voel. Ons staan klein voor al die probleme waarmee ons moet te doen kry en wat ons moet deurwerk. En ons weet dat ons in onsself nie die krag het om dit te kan doen nie. Vader, maar U is ver groter as hierdie probleme en daarom bring ons dit juis na U toe, wetend dat ook hierdie probleme uit U hand uitkom en dat U die klein probleme oor ons pad stuur, die aardse probleme oor ons pad stuur, sodat wanneer ons uiteindelik met die dood en die hel, die ewigheidsprobleme te doen kry, dat ons sal weet hoe om op U alleen staat te maak, op U alleen te vertrou. En daarom vra ons, o Here, gee dat ons nou daardie les sal leer. Wees ons genadig, o Here. Gee dat hierdie probleme wat ons op aarde beleef nie sal platdruk nie, dat ons nie sal moedeloos word daarvan, en dat ons nie deur hierdie probleme stukkend gemaak sal word nie. En selfs al is ons soos erdekruike wat gekraak is, Here, gee dat ons daardie skat wat U in ons binneste gee, nooit sal verwaarloos nie, nooit sal vergeet nie. Vader, wees ons sondaars genadig. Ek wil bid vir ons land, vir almal wat in allerlei posisies is. Here, ons weet nie eers hoe hierdie krisis almal raak nie. Maar wees ons asseblief naby en gee dat U naam verheerlik sal word. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Kom, ons sluit nou af met 'n lied waarin ons bely dat ons hulp werklik van God alleen is. Voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet glo dat die Here met jou saamloop, dat sy gees oral met jou sal gaan. Jesus sê, hy kom weer, hy kom by die hemelmuur, met bassyn en geskaal, kom hy al sy mense haal. Voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet glo dat die Here met jou saamloop, dat sy gees vooral met jou sal gaan. Deur sy woord weet ons Jesus gaan terugkeer na die wêreld met alles daarin. Wat gepreek is, sal Jesus kom heel maak. Deur sy woord weet ons alles maak sin. Hoor hoe sag waai die wind met die glimlach van 'n kind. Maak jou los van die kwaad, dis jou Skepper wat praat. Voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet glo dat die Here met jou saamloop, dat sy gees oral met jou sal gaan.
Kom ons sluit hierdie diens af, en ons ontvang die seën van die Here. Voordat ons dit doen, onthou van ons Pinksterdienste, onthou om saam te kyk, saam te bid, en mag dit ook tot versterking van jou geloof wees. Kom ons hoor hoe die Here ons seën daar in sy woord. Here, dankie dat U ons seën en ons behoed. Dankie dat U aangesig oor ons laat skyn en ons genadig is. Dankie dat U aangesig oor ons verhef en aan ons U vrede gee. Amen. Geseënde Sondag verder.